So die 23ste het ons 'n Kersproduksie hier. Dit gaan 'n fenominale geleentheid wees. Ek wil jou nou al reeds vra om te gaan dink, wie gaan jy saamnooi? Hierdie moet nie net 'n produksie vir ons wees nie, dit moet 'n produksie wees wat ons in staat stel om mense saam te bring. Dis die gedagte agter dit. Ons gaan tydens daai geleentheid ook 'n geleentheid vir mense gee om weer 'n kommitment aan die Here te maak. So ek wil vir jou vra, sal jy 'n bietjie jou gedagtes laat gaan? Sal jy begin bid vir wie jy gaan saamnooi? Nou wat belangrik is, vir daai diens moet jy registreer. Daar's nie 'n koste nie, maar jy moet registreer, want ons gaan 2 dienste hê. Een diens gaan te min wees, plek wees. So ons gaan 2 dienste hê, en net om die getalle te versprei, gaan ons 8:30 en alright, op Church Street sê maar, daar's die tye. So hier gaan ons, ouens. Matteus, as jy jou Bybel by jou het, jy kom daar oopmaak, Matteus 9. En ons gaan lees vanaf vers 9. Matteus 9 vanaf vers 9. Nou, ek wonder of jy soos ek in die lekker warm somers dan speel ons toe ons kinders was Simon Says. Veral as jy 'n swembad het. Onthou jy, so in die swembad. Simon Says, stand on your hands. Dan moet jy nou onder water op jou hande gaan staan. En Simon Says, sit. Nee, dan moet jy nou gaan sit. En Simon sê, het julle dit gespeel? Alright, so julle weet waarvan ek praat. So, en dit was heeltyd hierdie Simon Says, en weet jy wat? As ek terugdink aan my kerkbelewenis en my kerkervaring, dan voel dit vir my partykeer, dit was iets van 'n bietjie van 'n Simon Says tipe ervaring. Nou ek is baie lief vir die kerk wat ek uitkom en ek wil hom nie kritiseer nie, maar daar's iets van dit wat ek beleef het. Dis van doen die, doen dit, doen daai, doen hierdie, moenie hierdie nie, moenie daai nie, doen hierdie. Ons het baie reëls gehad in die kerk. En reëls per se is nie noodwendig 'n slegte ding nie, maar daar was vreeslik baie reëls wat ons gevat het na amper 'n bietjie 'n belewenis van 'n godsdienstige ervaring. Ek onthou die reëls van kleredrag. Kan julle dit onthou? Denim was sonde geweest, kan julle onthou? Was 'n tyd wat denim sonde was. Ek sien vanmôre is hier 'n paar ouens wat regtig teleurstel. Dis toe die Here van Krimpelien gehou het. Ek onthou die make-up storie. Jy kon nie fliek toe gegaan het nie, want dit was ook sonde geweest. Dink ek het julle al vertel hoe my pa eenslag, nou my pa se plaatjie, so hy trek almal se been. Nou soos op pad inry toe, hy sê niemand van die kerkmense sal hom herken by die inry nie, en hy trek 'n balaklava oor sy kop. Hy ry by die hek en daai tyd jy nog by die hek betaal. Daai ou se hande is in die lug. Is nou 'n roof hier aan die gang, maar hy probeer eintlik net snaaks wees. Maar dit was hierdie snaakse reëls, kleredag reëls. Moets en moenie, Simon Says, doen dit, doen hierdie, doen daai. Daar was nou ek sê nie vandag, en ek het dit al van tevore gesê, ek sê nie jy moet nou vir jou pak skywe gaan koop nie, maar daar was die hou op rookreël. Wat per se 'n goeie ding is, maar nie as jy hom koppel met jou saligheid nie. Want ek het vir baie jare lank geglo dat as jy rook, gaan jy nie hemel toe gaan nie. Ek was so geleer geweest. Was jy ook so geleer? As jy nou bietjie uit 'n sekere omgewing uitkom. Vir jare lank het ek geglo as jy rook, gaan jy nie hemel toe gaan nie. Vandag glo ek jy kan dit net maak. Vinniger as die res van ons. Simon Says, en weet jy wat? Ek weet nie, miskien sit jy hier en miskien is dit in jou lewe so dat jy dalk nie noodwendig opgewonde is om vanmôre hier te wees nie, en jy's dalk 'n bietjie geforseer om saam met iemand hier te wees, of miskien ken jy iemand, een van jou vriende wat so ervaring het van kerk, van doen die, doen daai, en is 'n klomp reëls en godsdiens en raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Maar as ons die skrif vanmôre vat, en ons vat net die eerste 4 hoofstukke
van die Bybel, die eerste 4 evangelies in die Nuwe Testament nou, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, en ons lees dit deur, dan kom ons agter, hoorie, maar Jesus nooi ons na 'n uitsonderlike, buitengewone verhouding met God die Vader. Dan kom jy agter, maar hoorie, Jesus is nie besig om 'n klomp moets en moenies in te rol nie. Wat Jesus oor en oor kommunikeer, is dit gaan nie oor die moets en die moenies nie. Dit gaan oor buitengewone verhouding wat ons kan hê met God die Vader. Jesus sê, ek het gekom sodat ek vir julle kan wys wie die Vader is, hoe die Vader optree, wat die Vader se hart is. Maar meer is dit, ek het gekom sodat ek my lewe sal aflê, sodat die skeiding wat daar is tussen jou en God uitgekanselleer kan word, en dat jy in 'n herstelde verhouding met God die Vader kan lees. En oor kom Jesus en verduidelik met gelykenisse in stories vir ons die belangrikheid van verhouding met God, met hom self, skepper van die hemel en die aarde. Hy vergelyk dit met beelde soos die goeie herder, dat God ook in Jesus ook kom en hy sê, soos wat 'n herder oor sy skape voel en die skape sy stem ken, so ken ons God en ons ken sy stem, en hy sê, en as jy aan God dink, die manier wat jy aan hom moet dink is, hy is jou hemelse pa, Abba Vader, hemelse Papa. En ek weet, party van ons het nie 'n perfekte pa gehad nie. Miskien sukkel jy om God te sien as 'n vaderfiguur, as gevolg van die pa figuur wat jy hier op aarde gehad het. Maar Jesus kom en sê, ek wil net vir jou sê, hierdie God is 'n pa sonder enige tekortkoming, wat uitsonderlike, buitengewone verhouding met my en jou soek. Vers 9. En terwyl Jesus daar vandaan gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by 'n tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. Nou, Matteus was 'n tollenaar uit die hart van die saak, ons ken sy storie, en 'n tollenaar kan jy waarskynlik vergelyk met 'n oneerlike, korrupte sakeman wat 'n klomp van jou geld gesteel het. Dis waarskynlik die emosie wat by jou gaan opkom, die emosie wat jy gaan ervaar as jy dink aan hierdie oneerlike sakeman wat ryk is en hy het jou geld kom vat en kom steel. Wanneer jy so aan hom dink, dit is die emosie wat opkom wanneer die Jode sou gedink het oor 'n tollenaar. Nou, hier's wat gebeur het. Rome het belasting ingesamel, so die Jode was onder die Romeinse regering gewees. Die Romeinse regering het heerskappy gevoer oor die Jode. En wat hulle sou doen is, hulle sou belasting ingestel het op 'n klomp goeders. Rome het belasting gesoek en die Jode moes betaal het. En wat hulle dan doen is, hulle vuil die reg op om belasting te vorder. So, wie ook al die hoogste bod insit, kry die reg om belasting te in onder die Jode. Nou, uit die hart van die saak, moes die ouens wat hierdie bod gewen het, klaar klomp geld gehad het, net om hierdie bod te kry. En dan wat hulle dan doen is, dan gaan soek hulle locals, hulle gaan soek Jode, en hulle stel hulle aan as tollenaars. Hulle het dan geld gaan vorder by die gemeenskap, oralste, by mense, by hulle huise, by hulle besighede. Daar was 'n struktuur in plek gewees, en natuurlik het Rome nie vreeslik omgegee hoeveel geld gevorder was, nie solank hulle deel gekry het, was hulle gelukkig gewees. En wat hierdie ouens gebeur het, hierdie tussengangers, het die belastingkerf so gelig, dat hulle verryk het uit dit uit, en dan het hulle hierdie tollenaars aangestel, en wanneer die tollenaars aangestel het om die geld in te bring, het hulle die tollenaars verskriklik baie geld betaal. 'n Tollenaar was 'n baie ryk ou gewees. Hy het baie geld gehad. Geld was nie een van sy probleme gewees nie. Hy het wel 'n klomp ander probleme gehad, want die prys wat hy betaal het toe hy ja sê vir die geld, is dit al sy vriendskappe verloor. Almal wat
nie tollenaars was nie. Die enigste vriende wat hulle gehad het, was waarskynlik ander tollenaars en ouens wat van God en gebod niks wou weet nie. Maar hulle was verban uit die tempel uit, hulle was verban uit sosiale kringe uit, hulle mag nêrens deelgeneem het aan enigiets nie. Mense het 'n tollenaar verafskuw, hulle het hulle gehaat, hulle het niks van hulle gehou nie. En is met hierdie agtergrond wat Jesus in die toneel kom, en terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit. En hy het vir hom gesê, volg my. En ek kan net dink, uitgesproke Matteus. Jy weet, Matteus, ek kan net dink hoe hy sy toorn net daar afval en dink, het ek reg gehoor? Het Jesus sopas vir hierdie tollenaar, wat nie welkom is eers in my geselskap nie, het Jesus sopas vir hom gesê, volg my. Jy moet onthou, Jesus was 'n rabbi gewees. 'n Rabbi, wanneer 'n rabbi vir jou kom sê, volg my, was dit 'n baie formele uitnodiging. Dit was nie net sommer 'n random ding, hoor ek kom stap 'n bietjie saam met my. Dit was 'n pad van, volg my, kom identifiseer jy met my. En ek sal met jou identifiseer, en ek gaan jou leer, alles wat ek weet. Ek gaan in jou lewe belê, en ons gaan gesien word as een. Wanneer mense my sien as rabbi, en hulle my volgelinge sien, gaan hulle weet, ons is een. En Petrus sê, dit kan nie wees nie. Het Jesus vir hom gesê, volg my, dit kan nie wees nie, want van al die goed wat Jesus kon sê, Jesus kon vir hom gesê het, Matteus, jou ma is seker baie trots op jou. In steede daarvan sê Matteus, volg jy my. Vers 10, en Jesus het by hom, kom ons gaan net terug, en hy het opgestaan en vir hom gevolg. Vers 10, en Jesus het by hom in sy huis gaan eet. Wow, skielik vanaf die uitnodiging, volg my, die volgende oomblik is Jesus in sy huis. Hierdie persoon wat verafskuw word, hierdie persoon wat die ander mense niks mee te doen wou gehad het nie, Jesus is by hom, en ek kan net weer eens vir Petrus sien hoe hy sê, daar's nie 'n manier nie. Ek gaan nie in sy huis ingaan nie, ek gaan nie saam met hom eet nie, ek gaan nie met hom identifiseer nie, ek gaan nie deel van wees van wie hy is nie, ek gaan nie met hom identifiseer nie. En baie tollenaars en sondaars het met Jesus en sy disippels kom eet. Nou, hierdie is my so interessant, hulle maak hier onderskeid van tollenaars en sondaars. Dis asof die sondaars sê, oor ons weet, van God en gebod vir ons niks weet nie, en ons is rowwe ouens, ons weet dit, maar ons is at least nie tollenaars nie. Tollenaars en sondaars. Dis wie hulle vriende was. Die ander ouens wou nie met hulle vriende wees nie. Was die mede-tollenaars, en die rowwe ouens, die ouens wat in elk geval nooit in die tempel gekom het nie, die ouens wat van God niks verweet nie. Hulle was daar. En hier is die interessante ding, Jesus kies om met hulle te kuier. Daar is hy in hulle huis. Dis hierdie rowwe ouens, hierdie sondaars, die tollenaars, en nou kuier Jesus, en weet jy wat, is 'n paar goed wat vir my, as ek dit lees, wat vir my so opmerklik is. Die eerste ding is dat Jesus was baie gemaklik gewees om met mense in 'n verhouding te staan, tyd te spandeer, saam te kuier, saam te eet, wat glad nie was, soos wat hy was nie. Die mees onheiligste mense, die rofste mense wat daar kon wees, hulle wat uitgeworpe was, hulle met wat die mense eintlik niks mee te doen wou gehad het nie, Jesus was baie gemaklik om met hulle te kuier en tyd te spandeer. En die ander kant is ook waar. Mense wat ver van God af was, wat nooit niks met God en gebod iets te doen wou gehad het nie, en die tollenaars en die sondaars, hulle was net so gemaklik om met Jesus te kuier. Daar was iets in hierdie gemak, hierdie absolute uitdrukking van alles wat heilig is. Hierdie mees rofste, goddeloosste ouens wou met hierdie mees heiligste mense wat hulle ooit te doen gehad het. Hulle was baie gemaklik in sy teenwoordigheid en wou graag met hom kuier, met hom tyd spandeer. Jy weet, en dit laat my partykeer dink hoe anders dit die kerk partykeer geword het oor baie jare. Jy weet, ek onthou
Simon Says, en een van die goed wat hy sê is, jy kan nie ongelowige vriende hê nie. Jy weet, en dan het ons 'n klomp skrifte. Een van die skrifte wat ons aanhaal is, daai skrif wat sê, vriend van die wêreld, vyand van God. En ek weet hoe ek met hierdie goed gestoei het, en ek hoor die skrifte, maar dan kyk ek na die skrifte wat gekwoteer word, en ek kyk na Jesus se lewe, en dan voel dit vir my, hier's 'n spanning wat ek nie verstaan nie, want Jesus het so anders opgetree, as wat die kerk vir my sê, ek moet nou optree, en moet nou nie optree nie. Dit was so radikaal anders te gewees. En hier is my vermoede, wanneer ons mekaar daai skrif kwoteer, wat sê, vriend van die wêreld, vyand van God, dink ek nie gaan dit oor mense nie. Ek dink dit gaan oor die gees, die gesindheid, die ideologie van hierdie wêreld. Vriend van die gees, die gesindheid, die ideologie van hierdie wêreld, pas op, jy lyk anderste, jy lyk soos Jesus. Maar dan weer, aan die ander kant, wanneer Jesus uitroep, wanneer die skrif sê, want so lief het God die wêreld gehad, dan gaan dit oor mense. Dan het hy sy lewe vir mense gegee. Ek kan nie anders nie, ek sien hom die heeltyd daar, hy's by die mense wat hom nodig het, die mense wat ver van hom af is, hy's daar besig om met hulle te kuier en tyd te spandeer. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy vanmôre hier ingestap het en jy nog nie heeltemal tuis gevoel het nie, wil ek vir jou sê, is dit ons wat onhandig is. Dis definitief nie Jesus. As Jesus vanmôre hier was, sou jy baie welkom en baie tuis gevoel het. Ons leer nog om soos Jesus te wees. Jy sou op jou grootste gemak gewees het in sy teenwoordigheid. Toe die Fariseërs, nou kom ons gaan net, hy sê, en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet, en toe die Fariseërs dit sien, vra hulle sy disippels, waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? Jy sien, ja, jy sien hom al daar, nee. Dis nie veronderstel om so te wees nie. Ons is rabbies, hier's klomp skrifkenners, skrifgeleerders, ons verstaan dit, ons is rabbies, ons is heiliges, en ons sien julle het 'n rabbi, sy naam is Jesus, hy is 'n heilige. Ja, ek sal 'n bietjie weer moet diet. Waarom kuier Jesus saam met hulle, maar nie saam met ons nie? Is dit nie veronderstel om andersom te wees nie? Hulle het dit geken, die rabbies het met mekaar gekuier, hulle het met mekaar uitgehang. Hulle het nie met hierdie ouens gekuier nie. Hier's Jesus, so anderste, die mees heiligste man wat daar ooit was, wat ooit op aarde gewandel het. Hy kuier en hy spandeer tyd saam met hierdie ouens, en hulle is gemaklik met hom, en hy's gemaklik met hulle, en hulle is confused en sê, hoe werk dit dat Jesus met hulle kuier, maar nie met ons nie? Is hy nie veronderstel om eerder met ons te kuier nie? En Jesus het dit gehoor, vers 12, maar Jesus het dit gehoor en gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. En ek weet nie presies hoe dit gewerk het nie. Ek vermoed Jesus het dit hardop gesê, dis hoekom dit aangeteken is hier. En ek kan net vir ou Matteus sien, toe hy hoor die Fariseërs vra ding, hoekom kuier hulle saam met julle en nie saam met ons nie? En Jesus sê, die wat siek is, het nie 'n dokter nodig nie. Ek kan Matteus net sien na Jesus kyk en sê, Jesus, het u sopas gesê dat ek siek is? En al my gaste wat hier kuier en dat hulle siek is? Is dit wat hy sê? En ek wonder net of Jesus op die manier wat hy kon gekyk het, in sy oë gekyk het, geglimlag het en gesê het, Matteus, jy's 'n tollenaar. Natuurlik is daar iets verkeerd. En ek kan net sien hoe hulle na mekaar gekyk het, die klomp tollenaars, en gesê, ja, obvious is daar iets nie lekker met ons nie. Hulle high five mekaar en daar gaan die kuier aan. En dan gaan Jesus, en hy sê, gaan leer wat dit beteken. Gaan leer wat dit beteken as ek sê, hulle wat siek is, het 'n dokter nodig. Hy kyk na daai Fariseërs, daai skrifgeleerdes, die heiliges, en dan kyk hulle in die oë en hy sê, gaan leer wat dit beteken, as ek sê, hulle wat gesond is, het nie 'n dokter nodig, maar hulle wat siek is,
Nou vir die Fariseërs was dit 'n verskriklike klap in die gesig. Dit was 'n vernedering geweest, want hulle het gevoel hulle ken die skrif en hulle het die skrif geken. Hulle kon hom so gekwoteer het vir jou. Hulle kon hom so aangehaal het. En Jesus maak hierdie eenvoudige stelling en Jesus kyk na hulle en sê julle wat so slim is, julle wat alles weet, hier's 'n eenvoudige ding wat ek vir julle sê, gaan leer wat dit beteken. En dan gaan Jesus en hy gaan haal net om hulle te help, gaan haal hy 'n profetiese woord uit die Ou Testament aan, 'n profeet Hosea, wat hierdie geskryf het, dan haal hy die profeet Hosea aan, en sê hy, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Profeet Hosea het dit baie lank terug, het hy het geskryf. En toe hulle dit hoor by Jesus, toe val die penny, toe drop die penny. Okay, ons het hierdie al gelees van tevore, ons ken hierdie skrif uit ons kop. Ek het nie gekom om mense te roep wat reg is nie, en hy sê ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Okay, ons begin verstaan wat Jesus vir ons hier sê. Jesus is besig om iets te kommunikeer wat belangrik is. En dan gaan Jesus en hy voltooi die sin en hy sê, ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Jy weet, en hier is 'n klomp goed wat vanmôre vir my so uitspring. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus kom sê vir ons, dat dit is nie genoeg om net reg op te tree nie. Hy kyk hy Fariseërs in die oë en hy sê vir hulle, ek wil hê julle moet weet, Fariseërs, dat dit is nie genoeg om net reg op te tree nie. Ek wil hê julle moet weet, dit is nie net genoeg om reg te glo nie. Ek wil hê julle moet weet dat Jesus, ek het gekom om die God die Vader in julle voor te stel, en God roep ons na 'n buitengewone, besondere verhouding met hom toe, waar al die afstand uitgekanselleer is, waar ek so vereenselwig met jou, dat jy in my en ek in jou sal wees, en ons sal saam sal ons wandel, en saam sal ons ontdek wat God die Vader se droom oor jou lewe is. Ek nooi jou na verhouding toe. Ek nooi jou nie na 'n klomp reëls van moets en moenies toe nie. Ek nooi jou na buitengewone verhouding. En wanneer jy in hierdie buitengewone verhouding kom, wanneer jy ontdek dat Jesus jou redder word, wanneer jy ontdek dat Jesus kanselleer die afstand, Jesus sit jou in 'n herstelde verhouding met God die Vader, en ek kan dit net terloops sê, die primêre beloning vir 'n kind van die Here is nie die hemel nie. Die primêre beloning vir 'n kind van die Here is 'n herstelde verhouding met God die Vader. Ouens, niks is groter as dit nie. Daar is niks belangriker, niks meer, niks groter as 'n herstelde verhouding met God die Vader nie. Jesus sê, ek het gekom. Dis die rede hoekom ek kom. Ek het gekom vir hulle wat siek is, hulle wat ver is, hulle wat verlore is. Gaan leer wat dit beteken, dis wat God van my en jou vra. En iewerste in hierdie verhouding, gaan jy vir jouself in die spieël kyk en jy gaan sê, het iets gebeur. Ek het gegroei, ek het verander. Christus het in my gestalte begin vind. Is iets wat in die verhouding, in die saamloop met God die Vader, daar's iets wat gebeur. Ek groei in hom en hy in my. Die laaste ding wat by my uitstaan is die feit dat ons baie keer dalk net vanmôre moet hoor dat God het ook 'n agenda op jou lewe. Jy werk nie toevallig waar jy werk nie. Jy beweeg nie toevallig, daar waar jou plek van funksie is, maandag tot vrydag, is nie 'n toevalligheid nie. God wil jou daar gebruik. God wil hê dat jy hierdie verhouding wat jy met God die Vader kan hê, dat mense bewus sal raak daarvan, en God wil dit deur jou lewe doen. Ek en Antoinette het 'n hele paar jaar terug, toe kuier ons by 'n mense wat, die vrou het na ons gemeente toe gekom, dis nou lank terug, maar die man het glad nie gekom nie. Hy wou van kerk niks weet nie, want kerk vir hom was Simon Says. Dus as hy aan kerk gedink het, het hy gedink aan presies net dit. En hierdie ou was 'n wonderlike mens gewees, maar hy het nie belang gestel om die Here te dien, hy het nie belang gestel om 'n pad met die Here te stap nie. En ons het
eendag die voorreg gehad om met hom en sy vrou te kuier en ek het besef, my mooiste kerkpraatjies gaan nou nie help nie. Ek gaan net by hierdie ou se hart moet uitkom. Ek gaan verhouding moet soek met hierdie ou. En ek het begin vra vir hom te verstaan waarin stel hy belang. En toe ek sê scuba duik, Sodwana, toe boor ek water. Toe weet ek, okay. Nou ek is nie 'n scuba duiker nie en dis iets wat hy 'n passie voor gehad het en hy wou baie graag dit nog gedoen het. So hier's wat ek gedoen het. Ek reël 'n scuba duik kursus vir ons ouens in die gemeente, almal wat wil saamgaan, wat wil saam gaan duik. En ek doen dit met een rede, hier's iemand wat ek wil bereik. Hier's iemand wat die Here nodig het. En ek het vir my vriende gesê wat saam met my in die kerk was, asseblief, wees net vriende. Moet nou nie met allerhande slim kerkpraatjies kom nie. Wees net vriende. Kom net by mense se harte uit. En ons het saam die kursus gedoen, en ons het saam gaan duik, en ons het verhouding gebou, en ek wil nou nie die naam sê nie, hierdie vrou het toe nou, ons het op donderdaande het ons young adults gehad, en ek het op daai stadium die voorreg gehad om by die young adults betrokkenheid te hê, en sy het elke donderdag na die young adults toe gekom, en dit was 'n selgroep gewees, en toe sy nou op pad soontoe is, daai dag, en so aantrek, toe kyk haar man na haar, en hy sê vir haar, so waarheen toe gaan jy vandag? Sy sê, maar jy weet mos, elke donderdag is dit ons selgroep. Nou sit hy daar en hy sê, ja, jy weet, jy vra my ook nêrens heen saam nie. Daardie aand, toe hy daar instap, het ek na hom toe gestap. Gesê, vandag wil jy seker jou hart, jou lewe, vir die Here gee. Het gesê, ek het so begeerte om dit te doen. Jesus was buitengewoon gemaklik met ouens wat glad nie soos hy was nie. En ouens wat glad nie soos hy was nie, was buitengewoon gemaklik met hom. Hoe kragtig gaan die kerk wees, as ons weet, dit is waarvoor Jesus gekom het, en wat hy my en jou voorroep. Kom ons bid saam.